Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 17de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: VF+ reageer oor die ondersoek oor die Bokkieweek vir skooliere. Nog berigte: aanstel van polisiehoof vir Wes-Kaap dringend. 33 bedankings in Noord-Kaap voor leefstyl-audits afgehandel is. Tour de France, 12de skof, Belg wen. Bokke en Wallis, reg vir môre se toets in Durban. Curriebeeker skop vandag af. Die VF+ het skerp gereageer op oproepe dat Bokkieweek vir skole ondersoek moet word. Volgens die party is Bokkieweek al vir jare lank deel van Suid-Afrika se skole sportkultuur en bied dit aan jong rugbyspelers die geleentheid om hulle talent teen die beste spelers in die land te wys. Die party voer aan dat enige beweringe of klagtes op feite gegrond moet wees en dat 'n ondersoek slegs geregverdig is indien daar geloofwaardige bewyse van onreëlmatighede bestaan. Die VF+ waarsku dat ongegronde aantuigings die goeie naam van die toernooi, skole en jong sportlui onnodig kan benadeel. Die party sê die fokus moet eerder wees op die ontwikkeling van skolesport, gelyke geleenthede vir alle spelers en die handhawing van deursigtige en regverdige keuringsprosesse. Die debat oor Bokkieweek duur voort, maar daar is 'n breë steun dat enige besluit oor die toernooi op feite, behoorlike ondersoeke en die beste belang van jong sportlui gegrond moet wees. Altesaam 33 werknemers van die Noord-Kaapse regering het bedank voordat leefstyl-audits op hulle afgehandel kon word. Dit het veral laat ontstaan oor of sommige amptenare die audits probeer ontduik het. Die leefstyl-audits word gebruik om vas te stel of 'n persoon se inkomste ooreenstem met hulle leefwyse en bates. Die doel is om moontlike korrupsie, onverklaarbare rykdom en wanbestuur op te spoor. Kritici meen die bedankings wys dat die stelsel sterker maatreëls nodig het om te verseker dat ondersoeke steeds kan voortgaan, selfs nadat 'n werknemer die staatsdiens verlaat het. Ander beklemtoon egter dat 'n bedanking nie noodwendig beteken iemand het hom of haar on korrupsie skuldig gemaak nie. Daar is nou oproepe dat die regering wetgewing en prosedures moet hersien, sodat ondersoeke afgehandel kan word en waar nodig verdere regs- en strafregtelike stap geneem kan word. Die saak plaas weer die kollig op die belangrikheid van deursigtigheid, aanspreeklikheid en die bekamping van korrupsie binne die openbare sektor. Die Wes-Kaapse LEF vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid sê die spoedige aanstelling van 'n permanente provinsiale polisiehoof is van uiterste belang om stabiliteit en doeltreffende leierskap binne die Suid-Afrikaanse polisiediens in hierdie provinsie te verseker. Volgens die LER het die Wes-Kaap ervare en permanente polisiehoof nodig om die stryd teen benbedrywighede, geweldsmisdade en dwelmverwante misdaad beter te koördineer. Die provinsie word steeds deur hoë vlakke van ernstige misdaad geraak, veral in verskeie gebiede op die Wes-Kaapse vlaktes. Die LER meen dat sterk leierskap noodsaaklik is om polisieering te verbeter, samewerking met gemeenskappe te versterk en die vertroue van die publiek in die polisie te laat herstel. Daar is ook 'n beroep op die nasionale regering en die SAPD se bestuur gedoen om die aanstellingsproses so gou as moontlik af te handel, sodat die provinsie met sekerheid en doeltreffendheid en toenemende veiligheidsuitdagings ook so kan aanpak. Die regering sê die totale koste van die verlenging van die Madlanga-kommissie is nog nie bepaal nie. Die kommissie se termyn het verleng om meer tyd te gee vir die afhandeling van getuienis, ondersoeke en die voorbereiding van sy finale verslag. Volgens die owerhede sal die uiteindelike koste eers bereken kan word nadat die verlengde werksaamhede afgehandel is. Dit sluit uitgawes in soos regskostes, administrasie, personeel, sekuriteit en ander bedryfskostes in. Die verlenging het egter reeds vrae laat ontstaan oor die finansiële impak daarvan, veral in 'n tyd waar die regering onder druk is om staatsbesteding te beperk en belastinggeld doeltreffend te bestee. Die regering hou vol dat die kommissie voldoende tyd moet kry om sy werk deeglik af te handel en dat enige aanbeveling wat daaruit voortspruit in die openbare belang sal wees. Die finale koste sal bekend gemaak word sodra die kommissie sy werksaamhede voltooi het. 'n Parlementêre afvaardiging van Suid-Afrika onder leiding van die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsie, die NRVP, Refilwe Motsoeneng, is tans op 'n amptelike werksbesoek aan Rusland. Die hoofdoel van die besoek is om die bilaterale betrekkinge en parlementêre samewerking tussen Suid-Afrika en Rusland verder te versterk. Volgens die amptelike program fokus die gesprekke op onder meer versterking van politieke en diplomatieke bande, handel en ekonomiese samewerking, landbou en voedselsekerheid, onderwys en vaardigheidsontwikkeling, tegnologie en innovasie, jeug- en vrouebemagtiging, samewerking tussen Suid-Afrikaanse provinsies en Russiese streke. Die afvaardiging voer ook gesprekke met senior lid van die Russiese Federasieraad,
besoek Suid-Afrikaanse studente wat in Moskou studeer en ontmoet verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse ambassade in Rusland. Die besoek is egter nie sonder omstredenheid nie. Die MK-party en die DA het kritiek uitgespreek omdat hulle nie deel van hierdie afvaardiging was nie. Hulle voer aan dat 'n parlementêre afvaardiging alle groot politieke partye behoort te verteenwoordig, terwyl die parlement sê die samestelling is bepaal deur praktiese oorwegings en die beskikbaarheid van die partye se lede. 'n Tekort aan bekkenklouseer-enstof bly een van die grootste struikelblokke in Suid-Afrika se stryd teen hierdie siekte, hoewel die regering, veeartsenydienste en die landboubedryf saamwerk om uitbrekings te beheer, is daar steeds nie genoeg enstowwe beskikbaar om alle risikogebiede betyds te beskerm nie. Die tekort bemoeilik pogings om die siekte vinnig te beperk. Wanneer enstowwe nie betyds beskikbaar is nie, kan die virus makliker tussen beeste, skape, bokke en varke versprei. Dit lei tot kwarantynemaatreëls, beperkings op die vervoer van diere en groot finansiële verliese vir boere. Die rooi vleisbedryf waarsku dat voortdurende uitbrekings Suid-Afrika se uitvoermarkte so kan benadeel. Baie lande stel streng gesondheidsvereistes vir invoer van vleis en enige uitbreking van bekkenklouseer kan tot handelsbeperkings lei. Landbouorganisasies doen 'n beroep op die regering om die beskikbaarheid van enstowwe te verbeter, voldoende voorrade op te bou en die land se veeartsenydienste verder te versterk. Boere word ook aangemoedig om streng biosekuriteitsmaatreëls toe te pas, verdagte gevalle onmiddellik aan te meld en alle bewegingsbeheermaatreëls ook na te kom. Die voorgestelde tolgeld van $1 per vat olie wat deur die straat van Hormuz vervoer word, kan volgens sommige ontleeders jaarliks miljarde dollars in inkomste genereer, met ongeveer 20 miljoen vate olie en petroleumprodukte wat daagliks deur hierdie strategiese seestraat beweeg, kan so 'n heffing na beramming soat $7 miljard tot $8 miljard per jaar oplewer, afhangend van die volume handelsverkeer. Voorstanders van die voorstel voer aan dat die geld gebruik kan word om die roete veiliger te maak deur beter maritieme sekuriteit, begeleiding van skepe, mynopruiming en noodreddingsdienste te finansier. Hulle meen dit kan help om internasionale handel deur een van die wêreld se belangrikste olieroetes meer betroubaar te maak. Daar is egter ook sterk teenkanting. Baie regsie maritieme kenners waarsku dat 'n verpligte tolgeld in die straat van Hormuz bots met internasionale maritieme reg wat voorsiening maak vir die reg op onbelemmerde deurvaart deur internasionale seestrate. Die Springbokke in Wallis pak mekaar môre Saterdag 18 Julie 2026 by Hollywood Baits Kingsport in Durban in die derde ronde van die 2026 Nations Championship. Die Springbokke sal as gunsteling in die veld betree nadat hulle Skotland verlede week met 42-28 gewen het. Afrigter Rassie Erasmus het aangedui dat hy weer 'n baie sterk span wil gebruik terwyl verskeie jong spelers ook die geleentheid kry om hulle self op internasionale vlak te bewys. Wallis het intussen 6 veranderinge in hulle beginspanne gemaak. Die gevaarlike vleuel Louis Rees-Zammit keer terug. Die Wallisers hoop om 'n beter vertoning te lewer teen hierdie wêreldkampioene. Waarna om uit te kyk, die Springbokke se oorheersende voorspelerspak, die spoed en kreatiwiteit van die bok agterlyn. Wallis se poging om die bokke onder druk te plaas met vinnige balbesit, die fisieke stryd by die afbreekpunte en by die skrams. Op papier behoort Suid-Afrika die sterker span te wees, maar Wallis sal alles in die stryd werp om 'n verrassing in Durban te kan veroorsaak. Die Kalahari beker se openingsronde word hierdie naweek beslis met die volgende wedstryde. Vandag speel die Edling Pumas teen die Hollywood Baits Sharks by die Mbombela Stadion in Mbombela. Die wedstryd begin om 16:45 en nog 'n wedstryd speel die DHL Stormers 15-tal teen die Suzuki Griquas in die DHL Stadion in Kaapstad. Daai wedstryd begin 1900 uur. Sondag 19 Julie speel die Toyota Cheetahs teen die Fidelity IDT Lions in die Toyota Stadion in Bloemfontein. Daai wedstryd begin om 1300 uur. Die Sanlam Boland Cavaliers speel teen die Vodacom Blou Bulle in Boland Stadion in Wellington. Daai wedstryd begin om 15:15. Wedstryd om dop te hou, die Stormers 15-tal teen die Griquas. Die verdedigende kampioen Griquas wil sterk begin. Die Cheetahs teen die Lions, 'n tradisionele kragmeting wat gewoonlik vinnige en aanvallende rugby gaan oplewer. Die Pumas teen die Sharks, twee fisieke spanne wat mekaar min ruimte sal gee. Die Boland teen die Bulle, Boland sal hulle tuisvoordeel wil benut teen 'n sterk Bullspan. Hank McGregor het donderdag die tweede skof van die 2026 Bergrivier Kanoe Marathon gewen en sy voorsprong in die algehele wedloop verder vergroot. Die ervare 48-jarige wêreldkampioen het weer in sy klas gewys en is nou die groot gunsteling om nog 'n Bergrivier titel vir hom in te palm. McGregor het reeds die eerste skof gewen en met sy oorwinning in die tweede skof sy voorsprong oor sy naaste uitdagers uitgebou. Jong roeiers soos Joshua Glynn Cuthbert en ander sterk deelnemers probeer bybly, maar McGregor se ervaring en uitstekende tempo maak om die man om te wen. Die Bergrivier Kanoe Marathon strek oor 240 km van die Parel na Velddrif
en word oor 4 dae beslis. Die laaste 2 skofte behoort nog op winnende aksie op te lewer, maar McGregor is in uitstekende posisie om sy indrukwekkende rekord verder te kan uitbrei. Carlos Alcaraz se terugkeer na die mededinging in tennis lyk nou baie naby. Hierdie 23-jarige Spanjaard is ingeskryf vir die Cincinnati Open wat in Augustus 2026 gespeel sal word. Dit sal sy eerste toernooi wees sedert hy in April 'n polsbesering opgedoen het by die Barcelona Open. Die besering het hom gedwing beide die Franse Open op Roland Garros en die Wimbledon mis te loop. Alcaraz is die verdedigende kampioen in Cincinnati en sal die toernooi gebruik om weer wedstrydfiks te word voor die Amerikaanse Open, waar hy ook sy titel wil verdedig. Die toernooiorganiseerders het bevestig dat hy op die inskrywingslys verskyn het, wat 'n sterk aanduiding is dat sy rehabilitasie goed gevorder het. Die wêreldsnommer 1 Jannik Sinner sal ook in Cincinnati in aksie wees. Indien Alcaraz ten volle herstel, kan die tennisondersteuners uitsien na die hernuwing van een van die sport se grootste mededingings. Beauden Barrett is weer uit die All Blacks se toespanning gelaat vir die naweekse Nations Championship wedstryd teen Ierland. Dit is die derde agtereenvolgende toets waarin ervare loskakel nie in die wedstrydgroep opgeneem is nie. Die All Blacks afrigter Dave Rennie het gesê die besluit is deel van sy huidige keringsbeleid en dat hy vol vertroue is in die kombinasie van Ruben Love op loskakel en Damien McKenzie op heel agter. Barrett het wel goed oefeninge gevaar, maar die afrigters glo die huidige agterlyn verdien nog 'n geleentheid om saam te speel. Barrett het vroeër vanjaar met die quadriceps besering gesukkel, maar hy is tans beskikbaar vir kering. Sy afwesigheid is dus hoofsaaklik 'n keringsbesluit en nie weens 'n nuwe besering nie. Daar word steeds verwag dat Beauden Barrett later vanjaar weer 'n belangrike rol vir die All Blacks kan speel, veral wanneer hulle later in 'n seisoen teen die Springbokke en ander topspanne gaan meeding. Die Belgiese snelrenner Tim Merlier het Sondag die 12de skof van die 2026 Tour de France gewen na 'n dramatiese eindsprint waarin verskeie ryers in 'n groot ongeluk betrokke was. Merlier van Soudal Quick-Step span het die 179 km skof van Nevers na Chalon-sur-Loing gewen. Hy het die chaos in die laaste paar 100 meter vermy en met die kragtige eindsprint Olaf Kooi en Jasper Philipsen gewen. Dit was Merlier se derde skofsege van jaar en sy 6de toerskof oorwinning in sy loopbaan. Die opwindende skof is egter oorskadu deur 'n massiewe val net voor die wenstreep. Verskeie sprinters en ander ondersteuningsryers het teen 'n hoëspoed geval, met onder andere Fernando Gaviria wat in die ongeluk vasgevang was. Gelukkig het die voorste aanspraakmakers vir die algehele titel die voorval vrygespring. In die algehele punteleer behou Tadej Pogačar steeds die geeltrui met 'n voorsprong van meer as 3,5 minute bo Jonas Vingegaard. Die stryd om die groenpunttrui bly egter uiters spannend, met Merlier wat sy agterstand op die voorloper verder verklein het. Die Amerikaner Jackson Suber is die verrassende voorloper na die eerste ronde van die 154ste Ope Kampioenskap op Royal Birkdale in Engeland. Suber wat sy eerste Britse Ope speel, het uitstekende 5 onderbaansyfer van 65 aangeteken. Sy ronde is beklemtoon deur 'n arend op die 17de puitjie, asook 6 voeltjies. Die Suid-Koreaan Im Sung-jae en die Engelsman Dan Brown deel die tweede plek op 66 op -4, terwyl grootname soos Bryson Chambao op 67 op -3 en verdedigende kampioen Scottie Scheffler op 68 -2 steeds sterk in die wedloop is. Rory McIlroy het 'n moeilike opensronde beleef met 72 op 'n +2 aangeteken, wat beteken hy sal in die tweede ronde moet verbeter om sy kanse op die Claddack lewendig te kan hou. Dricus Du Plessis klim Sondagoggend weer in die UFC se oktagon binne wanneer hy teen Kamaru Usman veg. Dricus bekend vir sy woorde: "Hulle weet nie wat ons weet nie." Met die woorde sê hy dat mense nie weet hoe hard hy en sy span werk om gereed te maak vir 'n geveg nie. Baie mense glo in hom, maar hy glo altyd in homself en in sy span. Dricus sê sy voorbereiding, deursettingsvermoë en geloof gee hom die selfvertroue om teen die beste vegters in die wêreld te staan te kan kom. Sy bekende woorde het ook baie Suid-Afrikaners geïnspireer. Dit herinner mense daaraan dat jy nie ander se twyfel moet glo nie, maar in jouself moet glo en hard werk om jou doelwitte te kan bereik. Nou wag aanhangers om te sien of Dricus weer na die geveg met 'n glimlag kan sê: "Hulle weet nie wat ons weet nie." Baie sterkte vir Dricus. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 823, Lephalale 1128, Mbombela 925, Mahikeng 824, Pretoria 924, Johannesburg 920, Ermelo 420, Galagari 1225, Gaborone 1326,
Richards Bay 1426, Pietermaritzburg 924, Durban 1424, Port St Johns 1222, Pongola 1226, Maputo 1526, Bethlehem 419, Bloemfontein 519, Allewal Noord 619, Welkom 720, Vryburg 624, Kimberley 821, Appington 1024, Prieska 923, Springbok 1226, Karasburg 1227, Keetmanshoop 1326, Mariental 1127, Alexander Bay 1226, Brandvlei 1023, Loederits Bay 1932, Vredendal 1126, Kaapstad 1220, Sutherland 617, George 1121, Jeffreys Bay 1220, Geberra 1221, Graaff-Reinet 819, Kaaphoogalaas 1018, De Aar 819, Molteno 416, Beaufort Wes 1019, Oos-London 1121, Mabalane 1428. Ons verkorte weerberig vir vandag, Limpopo provinsie, warm tot baie warm, met sonnige toestande, enkele wolke in die ooste. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk, met koel tot warm toestande, kans op ligte reën in die Laagveld. Gauteng, koud in die oggend, daarna sonnig en aangenaam. Noordwes provinsie, sonnig en droog, met matige middagtemperature. Vrystaat, koue oggend met ryp op sekere plekke, sonnig en koel gedurende die dag. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk, warm langs die kus, met 'n geringe kans op ligte buie. Noord-Kaap, droog en sonnig, koud in die oggend en aangenaam in die namiddag. Die Oos-Kaap, sonnig oor die grootste deel van die provinsie, koel tot matig warm. Die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk met koel weer, ligte reën is moontlik langs die suidkus. Die landwye opsomming, die grootste deel van Suid-Afrika sal droë sonnige winterstoestande ervaar. Dit sal baie koud wees in die vroegoggend in die binneland, met warmer toestande gedurende die middag, terwyl ligte reën slegs dele van die Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en die Laagveld van Mpumalanga ook daar moontlik is. Gedagte vir die dag. Vrydag is nie die einde van hierdie week nie. Dis ook 'n geleentheid om terug te kyk en dankbaar te wees vir hoe ver jy gekom het. Elke uitdaging wat jy hierdie week oorkom het jou sterker gemaak. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe en baie sterkte vir Driekus met sy geveg Sondag en ook vir die Springbokke wat teen Wallis gaan speel. 'n Aangename dag.